Goeiedag, baie welkom. Hierdie week reis ons met 'n tema om die woestyn se roep te hoor. En wat 'n aangrypende gedagte, miskien dalk 'n angswekkende gedagte om oor die woestyn te dink. Om in 'n tydperk in jou lewe te dink wat sinoniem is met iets soos hoe dit moet wees om in 'n woestyn te leef. En dit is in die 4de eeu waar die woestynvaarders die vir etlike dekades hulle lewe of hulle woonplek in die woestyn gemaak het. En hulle later bekend gestaan het as die woestynvaarders. Baie mense dink dat hierdie onttrek uit die samelewing was amper 'n rebellie teen die wêreld, maar inteendeel was dit 'n manier om 'n nuwe weg te baan, 'n nuwe soort van manier van leef aan te kleef. 'n Manier om met meer egtheid en met meer deernis en met meer liefde ook om te gaan. 'n Soeke na liefde vir mense in nederigheid, 'n eenvoud. En as in die stilte van die woestyn waar hulle lewe deur gebed en stilte en afsondering dat hulle hierdie wonderlike liefde en deugdes vir hulle self toegeëien het. Wanneer jy in hierdie lydingstyd jouself verdiep om na God toe te nader, dalk is die eerste paar dae van lydingstyd vir jou alreeds 'n uitdaging. Jy het iets neergepen of iets neergeskryf waarvan jy jouself wil afsonder. Iets wat jy uit jou lewe, dalk iets wat vir jou 'n alledaagse is in jou lewe, en nou begin die realiteit daarvan in te tree. En jy begin onderhandelings met jouself aan te gaan. Maar gebruik hierdie oomblikke om na die Here toe te gaan, en te sê, Here, maar ek sit met hierdie ongemak van iets wat ek eintlik so gewoond is aan, maar nou moet ek daar sonder klaarkom. Om in die woestyn te wees is om gestroop te wees van die lewe, maar ook dat dit 'n nuwe weg baan, amper 'n pad wat nuwe lewe ontgin. Ons teksgedeelte kom uit Hosea 2, en ons lees vers 13 en 14. Tog sal ek weer begin om haar die hof te maak. Ek sal haar na die woestyn toe bring en mooi dinge vir haar sê. Wanneer ons daar is, sal ek weer vir haar wingerde gee. Ek sal die akkerlaagte 'n poort na 'n nuwe toekoms maak. En dan sal sy weer my liefde beantwoord, soos toe sy jonk was, soos toe sy uit Egipte getrek het. Ek sal die akkerlaagte 'n poort na 'n nuwe toekoms maak. En dit is aangrypend om te dink hoe dat in moeilike tye, hoe dat daar hierdie belofte is. Dat daar iets in hierdie woestyn kan gebeur. Dat daar iets in die woestyn met jou gaan gebeur. En hierdie voorsmaakie van 'n nuwe toekoms, die poort na 'n nuwe toekoms. Miskien wil jy jouself doelbewus, miskien is dit genoeg rede om nie 'n kompromie aan te gaan met dit waarvan jy jouself afsonder of onthou of van vas nie. Maar dat jy ingenooi word amper in die ongemak, omdat dit 'n poort is, 'n weg is na 'n nuwe toekoms. Sodat jy, wanneer jy aan die einde van hierdie reis kom, dat jy die onskatbare waarde van die skatte en die ontdekkings wat jy in hierdie tyd gemaak het in jou eie geloofslewe, daarvan kan getuig en vir ons die stories daarvan kan vertel. Ons sien uit om dit ook te beleef en dit te ervaar. Miskien wil jy dalk ook vir ons laat weet, onder in die kommentaar, wat beteken en wat ervaar jy
so deur hierdie reis. Mag die Here vir jou 'n poort na 'n nuwe toekoms bring. Here, dankie, ons weet wanneer ons in hierdie doelbewuste afsonderingstyd gaan, weet ons dat ons op 'n baie besonderse manier ook in U teenwoordigheid is en dat U met ons is. Dankie daarvoor, Here. Amen. Seën vir jou. Ons gesels weer môre. Mooi bly.